Hoofstuk 34. Toegewyde predikante. In sy lewe en onderwys het Christus 'n volmaakte voorbeeld gegee van die onselfsugtige evangeliebediening wat sy oorsprong by God het. God leef nie vir homself nie. Deur die wêreld te skep en alle dinge te onderhou, dien hy ander voortdurend. Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Matteus 5, vers 45. Die Vader het hierdie ideaal vir die bediening aan sy seun opgedra. Jesus is gegee om aan die hoof van die mensdom te staan, om deur sy voorbeeld te leer wat dit beteken om te dien. Sy hele lewe het onder die wet van diens gestaan. Hy het almal gedien en was diensbaar aan almal. Keer op keer het Jesus geprobeer om hierdie beginsel onder sy disippels te verwesenlik. Toe Jakobus en Johannes versoek het om voorrang te geniet, het hy gesê: elkeen wat onder julle groot wil word, moet sy dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Matteus 20, vers 26 tot 28. Sedert sy hemelvaart het Christus sy werk op aarde voortgesit, deur middel van uitverkore gesandte, deur wie hy tot die mensekinders spreek en in hulle behoeftes voorsien. Die groot hoof van die kerk hou toesig oor sy werk, deur bemiddeling van manne wat deur God georden is, om as sy verteenwoordigers op te tree. Diegene wat deur God geroep is, om in woord en leerstelling vir die opbou van sy kerk te werk, beklee 'n pos van ernstige verantwoordelikheid. In die plek van Christus moet hulle manne en vroue smeek om hulle met God te versoen. En hulle kan hulle opdrag alleenlik voltooi indien hulle wysheid en krag van omhoog ontvang. Christus se dienaars is die geestelike beskermers van die mense wat aan hulle sorg toevertrou is. Hulle werk is vergelyk by die van die wagters. In die ou tyd is skildwagte dikwels op die mure van stede geplaas, waar hulle van gunstige uitkykplekke die belangrike punte wat bewaak moes word kon sien en 'n waarskuwing kon gee as daar 'n vyand kom. Die veiligheid van almal binne die stad het van hulle getrouheid afgehang. Op vasgestelde tye moes hulle mekaar toeroep om seker te maak dat almal wakker was en dat geen een van hulle enige kwaad oorgekom het nie. Die uitroep van bemoediging of waarskuwing is van een na die ander oorgedra en elk het die roep herhaal totdat dit rondom die stad weer klink het. Aan elke prediker sê die Here: en jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê: o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, jy het jou siel gered. Esegiel 33 vers 7 tot 9. Die woorde van die profeet beskryf die ernstige verantwoordelikheid van diegene wat as opsigters van die gemeente van God, as rentmeesters oor die geheimenisse van God, aangestel is. Hulle moet as wagters op die muur van Sion staan om te waarsku wanneer die vyand kom. Daar bestaan die gevaar dat siele voor die versoeking soog en hulle sal vergaan tensy die predikante van God getrou is aan hulle roeping. Indien hulle geestelike sinne om enige rede so verstomp raak dat hulle nie in staat is om die gevaar te sien nie, en as die mense sterf omdat hulle nagelaat het om hulle te waarsku, sal God die bloed van die verlorenes van hulle hand eis.
Dit is die voorreg van die wagters op die muur van Sion, om so na aan God te leef en so gevoelig te wees vir die indrukke van die Heilige Gees, dat hy deur hulle kan werk om manne en vroue aangaande hulle gevaar te waarsku en hulle na die veilige oord te verwys. Hulle moet hulle getrou waarsku aangaande die gevolge van hulle oortreding en hulle moet die belange van die kerk getrou beskerm. Nooit mag hulle waaksaamheid verslap nie. Hulle werk vereis dat elke vermoë van die hele wese ingespan moet word. Hulle moet hulle stem soos die geluid van 'n bassein ophef en nooit moet hulle 'n weifelende of onseker klank laat hoor nie. Hulle moet nie om 'n loon arbei nie, maar omdat hulle nie anders kan nie, omdat hulle besef dat daar 'n wee op hulle is indien hulle nalat om die evangelie te verkondig. Deur God uitverkore, met die bloed van toewyding verseël, moet hulle manne en vroue van die komende verwoesting red. Die prediker wat 'n medewerker van Christus is, sal 'n diepe besef hê van die heiligheid van sy werk en van die arbeid en opoffering wat vereis word om dit met welslaat te verrig. Hy streef nie na sy eie gemak of gerief nie. Hy vergeet homself. In sy soektog na verlore skape besef hy nie dat hy self moeg, koud en honger is nie. Hy het net een doel voor oë, die redding van die wat verlore is. Hy wat onder die bloedbevlekte vaandel van Immanuel dien, sal dinge moet doen wat heldhaftige inspanning en lankmoedige lydsaamheid vereis. Maar die stryder vir die kruis staan onverskrokke aan die voorpunt van die stryd. Wanneer die vyand aanvallend op hom toesak, wend hy hom tot die vesting om hulp, en wanneer hy die beloftes van die woord aan die Here voorhou, word hy vir die pligte van die uur versterk. Hy is bewus van sy behoefte aan krag van omhoog. Die oorwinnings wat hy behaal, lei nie tot selfverheffing nie, maar laat hom al hoe meer op die Almagtige steun. Wanneer hy op daardie krag staat maak, word hy in staat gestel om die verlossingsboodskap so sterk voort te hou, dat dit in ander gemoedere trill. Hy wat die woord verkondig, moet elke uur deur gebed en die bestudering van sy woord in bewuste gemeenskap met God leef, want dit is die bron van sy krag. Gemeenskap met God sal aan die prediker se strewe groote krag verleen as die invloed van sy prediking. Hy moet nie toelaat dat hierdie krag van hom afgeneem word nie. Met 'n onweerlegbare erns moet hy pleit dat God hom moet versterk en bevestig vir die plig en die beproewing en sy lippe met 'n lewende kool van die altaar moet aanraak. Die band van Christus se gesandte met die ewige werklikheid is altyd dikwels oppervlakkig. As mense met God wil wandel, sal hy hulle in die rotskloof verberg. So verborge kan hulle God sien, soos Moses hom gesien het. Deur die lig en die krag wat hy voorsien, kan hulle meer verstaan en meer verrig as wat hulle beperkte verstand moontlik geag het. Die slinksheid van die Satan word met die meeste welslaat teen diegene gebruik wat mismoedig is. Wanneer die prediker deur mismoedigheid bedreig word, moet hy sy behoeftes aan God bekend maak. Dit was wanneer die hemele soos koperboek aan Paulus gelyk het, dat hy die meeste op God vertrou het. Meer as die meeste mense het hy die betekenis van verdrukking geken. Maar luister na sy triomfkreet wanneer hy, deur versoeking omring, sy skrede na die hemel rig. Ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Paulus se oë was altyd op die onsigbare ewige dinge gefestig. Omdat hy besef het dat hy teen bonatuurlike magte stry, het hy sy vertroue in God gestel en daarin was sy krag. Dit is deur hom te sien wat onsigbaar is dat die siel krag en lewe kry en die mag van die aarde oor die gemoed en die karakter gebreek word.
'n herder behoort onder die mense te beweeg vir wie hy werk, sodat hy met hulle bekend kan raak en so kan weet hoe om sy leer by hulle behoeftes aan te pas. Wanneer 'n leraar 'n preek gelewer het, het sy werk maar pas begin. Daar is 'n persoonlike werk wat hy moet doen. Hy moet die mense in hulle huise besoek en in alle erns en nederigheid met hulle praat en saam bid. Daar is gesinne wat nooit deur die waarheid van Gods woord bereik sal word nie, tensy die rentmeesters van sy genade na hulle huise gaan en hulle na die hoër wegwys. Maar die harte van diegene wat hierdie werk doen, moet saam met die hart van Christus klop. Daar word veel bevat in die bevel. Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Lukas 14 vers 23. Laat predikers die waarheid in die huisgesinne leer en goed bekend raak met die mense vir wie hulle werk, en na mate hulle op hierdie wyse met God saamwerk, sal hy hulle met geestelike krag beklee. Christus sal hulle in hulle werk lei en aan hulle woorde gee om te spreek wat diep in die harte van die luisteraar sal ingaan. Dit is die voorreg van elke prediker om soos Paulus te kan sê: Ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Ek het niks agtergehou van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig en nie openbaar nie, en het in julle huise aangedring op die bekering tot God en geloof in ons Here Jesus Christus. Handelinge 20 vers 27, 20 en 21. Die Heiland het van huis tot huis gegaan, die siekes genees, die wat treur getroos, die wat verdruk was opgerig en aan die troostelose vrede gespreek. Hy het die klein kindertjies in sy arms geneem en hulle geseën en het woorde van hoop en bemoediging tot die vermoeide moeders gespreek. Hy het in elke vorm van menslike verdriet en elende met oneindige teerderheid en sagtheid tegemoet gegaan. Hy het nie vir homself gewerk nie, maar vir ander. Hy was die dienskneg van almal. Dit was spys en drank om aan almal met wie hy in aanraking gekom het, hoop en krag te bring. En terwyl manne en vroue geluister het na die waarhede wat oor sy lippe gegaan het, waarhede wat so anders was as die oorleweringe en leerstellings wat die rabbies geleer het, is hulle harte met hoop vervul. In sy onderrig was daar 'n erns wat sy woorde met oortuigende krag tuisgebring het. Die dienaars van God moet Christus se werkswyse leer, sodat hulle uit die skatkis van sy woord daardie dinge kan haal wat in die geestelike behoeftes van diegene vir wie hulle werk sal voorsien. Dit is die enigste manier vir hulle om hulle verantwoordelikheid na te kom. Dieselfde gees wat in Christus gewoon het, terwyl hy die onderrig gegee het, wat hy gedurig ontvang het, moet die bron van hulle kennis en die geheim van hulle krag wees, terwyl hy die werk van die Heiland op aarde voortsit. Sommige wat in die evangeliebediening werksaam was, het geen welslaa behaal nie, omdat hulle nie hulle onverdeelde aandag aan die werk van die Here gewy het nie. Predikers behoort geen ander belange te hê as die groot werk om siele na die Heiland te lei nie. Die vissers wat deur Christus geroep is, het hulle nette dadelik verlaat en hom gevolg. Predikers kan nie van die Here aanneemlike werk doen en terselfdertyd nog die las van die groot eie sake ondernemings dra nie. So 'n verdeeldheid van belange verdof die geestelike begrip. Die verstand en die hart is met aardse dinge besit en die diens van Christus neem 'n tweede plek in. Hulle trag om hulle werk vir God volgens hulle omstandighede te vorm, pleks dat hulle omstandighede vorm om by die vereistes van God in te pas. Die prediker se kragte is almal vir sy hoë roeping nodig. Die beste kragte behoort aan God. Hy behoort nie aan spekulasie of aan enige ander sakebedrywighede deel te neem wat hom van sy groot taak kan weglei nie. Niemand wat 'n krygsman is, het Paulus gesê, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat vir hom die diens gewerf het.
2 Timoteus 2 vers 4. So beklemtoon die apostel die predikant se behoefte aan onvoorwaardelike toewyding aan die werk van die meester. Die prediker wat in volle aan God gewy is, weier om hom met sake te bemoei wat sal verhinder dat hy hom ten volle aan sy heilige roeping wy. Hy streef nie aardse eer of rykdom na nie. Sy enigste doelwit is om ander van die Heiland te vertel wat hom gegee het om die rykdom van die ewige lewe aan mense te bring. Sy grootste verlange is om nie op hierdie aarde vir hom rykdom op te gaar nie, maar om die werklikhede van die ewigheid onder die aandag van die onverskilliges en ontroues te bring. Hy kan miskien genooi word om aan ondernemings deel te neem wat groot wêreldse gewin aanbied, maar op sulke versoekings antwoord hy: wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Markus 8 vers 36. Die Satan het hierdie versoeking aan Christus voorgehou en die wete dat indien hy dit sou aanneem, die wêreld nooit losgekoop sou word nie. En hy hou hierdie versoekings onder verskeie voorwendsels deesdae aan die dienaars van God voor, wetende dat diegene wat hulle daardeur laat mislei, aan hulle roeping ontrou sal wees. Dit is nie die wil van God dat sy evangeliedienaars moet streef om ryk te word nie. Daaraan gaande het Paulus aan Timoteus geskryf: want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Deur sowel sy voorbeeld as sy onderrig, moet die gesant van Christus die rykes in die teenwoordige wêreld beveel om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. 1 Timoteus 6 vers 10, 11 en 17 tot 19. Die ondervindinge van Paulus en sy onderrig aangaande die heiligheid van die prediker se werk is 'n bron van hulp en besieling vir almal wat by die evangeliebediening betrokke is. Paulus se hart het gebrand met liefde vir sondaars en hy het al sy kragte in die sielereddende werk ingespan. Nooit het daar 'n werker geleef wat meer selfverlonend en volhardend was nie. Hy het die seëninge wat hy ontvang het gewaardeer as voorregte wat tot seën van ander gebruik moes word. Hy het nooit 'n geleentheid laat verbygaan om oor die Heiland te praat of iemand te help wat in die moeilikheid was nie. Hy het van plek tot plek gegaan om die evangelie van Christus te verkondig en gemeentes te stig. Orals waar hy gehoor kon kry, het hy daarna gestreef om die kwade teen te gaan en die voete van man en vrou op die weg van geregtigheid te bring. Paulus het die gemeentes wat hy gestig het, nie vergeet nie. Nadat hy 'n sendingreis afgelê het, het hy en Barnabas op hulle spoor teruggekeer, die gemeentes wat hulle gestig en besoek het, en daaruit manne gekies wat hulle kon oplei om die evangelie te verkondig. Hierdie kenmerk van Paulus se werk bevat 'n goeie les vir hedendaagse predikers. Die apostels het dit 'n deel van sy werk gemaak om jong manne vir die predikersamp op te lei. Hy het hulle saam met hom op sy sendingreise geneem en daar het hulle ondervinding opgedoen wat hulle later in staat gestel het om die verantwoordelike poste te vul. Nadat hulle van hom af weg is, het hy nog met hulle werk in voeling gebly en sy briewe aan Timoteus en Titus is bewyse van sy diepe verlange dat hulle in hulle werk moes slaag. Ervare werkers van ons tyd doen 'n edele werk wanneer hulle pleks van al die verantwoordelikhede self te probeer dra, jonger werkers oplei en die laste op hulle skouers lê.
Paulus het nooit die verantwoordelikheid vergeet wat op hom as dienaar van Christus gerus het nie. Ook nie dat indien siele weens sy ontrouheid verlore sou gaan, God hom daarvoor verantwoordelik sou hou nie. Waarvan ek 'n bedienaar geword het hy aangaande die evangelie gesê, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Kolossense 1, vers 25 tot 29. Hierdie woorde hou aan die werker van Christus 'n hoë prestasie voor. Nogtans kan almal wat dit bereik, wat hulle onder die beheersing van die groot leermeester stel en daagliks in die skool van Christus leer. Die krag waaroor God beskik is sonder perke, en die prediker wat hom in sy groot behoefte met die Here inkluister, kan versekerd wees dat hy sal ontvang wat vir sy hoorders 'n reuk van die lewe tot die lewe sal wees. Paulus se geskrifte dui aan dat die evangeliebedienaar 'n toonbeeld moet wees van die waarhede wat hy verkondig. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. In sy sendbrief aan die gelowiges te Korinte gee hy ons 'n beeld van sy eie werk. In alles beveel ons aan die dienaars van God, met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaa, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en tog alles besit. 2 Korintiërs 6 vers 3 en 4 tot 10. Aan Titus het hy geskryf, vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Titus 2 vers 6 tot 8. In die oë van God is niemand dierbaarder as sy dienaars nie, wat na die onvrugbare dele van die aarde gaan om die waarheidssaad te saai en na die oes uitsien. Christus alleen kan die besorgdheid van sy dienaars meet, terwyl hulle na die verlorenes soek. Hy gee sy gees aan hulle, en deur hulle pogings word siele daartoe gebring om hulle van die sonde na geregtigheid af te wend. God roep na manne wat gewillig is om hulle plase, hulle besighede, indien nodig hulle gesinne te verlaat om vir hom sendelinge te word. En daar sal aan sy beroep gehoor gegee word. In die verlede was daar manne wat deur die liefde van Christus en die behoeftes van die verlorenes aangespoor, die genoeglikhede van hulle huise en die gemeenskap van hulle vriende, selfs vrou en kinders, verlaat het om na vreemde lande te gaan en daar tussen afgode dienaars en barbare die genadeboodskap te verkondig. In die verrigtinge van daardie werk het vele hulle lewens verloor, maar ander is opgewek om die werk voort te sit.
So het die saak van Christus stap vir stap gevorder. En die saad wat in droefheid gesaai is, het 'n oorvloedige oes opgelewer. Die kennis van God is wyd versprei en die banier van die kruis is in heidense lande geplant. Die prediker moet sy kragte tot die uiterste toe inspann vir die bekering van een sondaar. Die siel wat God geskape en Christus verlos het, is van groot waarde weens die moontlikhede wat dit inhou, die geestelike voordele wat daaraan gegin is, die vermoëns wat dit kan besit indien dit deur die woord van God besiel word, en die onsterflikheid wat dit deur die hoop wat in die evangelie voorgehou word, kan hê. En as Christus die 99 in die kraal laat bly het, sodat hy die een verlore skaap kon soek en red, kan ons dan regverdig as ons met minder volstaan? Is versuim om werk soos Christus gewerk het, om op te offer soos hy opgeoffer het, nie troubreek en 'n belediging aan God nie? Die hart van die ware prediker brand van verlange om siele te red. Tyd en krag word aangewend. Moeisame inspanning word nie vermy nie, want ander moet die waarhede hoor wat sulke blydskap en vrede en vreugde aan sy eie siel gebring het. Die gees van Christus rus op hom. Hy waak oor siele soos een wat verantwoording moet doen. Hy werk vir God met sy oë op Golgotha gerig, waar hy die verhoogde Heiland sien. En hy vertrou op sy genade en glo dat hy tot die einde toe met hom sal wees as sy skuld, sy krag en sy bekwaamheid. Met uitnodigings en smekinge, gemeng met die versekeringe van Gods liefde, streef hy daarna om siele vir Jesus te win. En in die hemel word hy onder diegene getel wat geroepe en uitverkore en getrou is.